Welkom by dag 6 van ons 31 Day Challenge. En in vandag se challenge gaan ons 'n postkaart maak. Ons gaan 'n bekende plek kies, frame woorde, frame letters gebruik, een prentjie kies en hom regdeur gebruik. Ons gaan ook 'n Pro feature gebruik wat background remover is. As jy op die Canva free is, kan jy daai stap skip. En dan heel laastens dan gaan ons Canva AI gebruik vir 'n agtergrond en dan heel laastens gaan ons net 'n poststamp opsit om hom te complete. Okay, so let's start. Ek gaan na my homepage toe gaan. So die heel eerste ding wat ek wil hê jy moet doen is kry jou 31 day folder. So ek gaan na projects toe. My 31 day folder lê reg daar, so ek gaan hom oopmaak. En dan sodra hy geload het, gaan ek op die plus tekentjie klik. En nou gaan ek sommer onder social media gaan en ek gaan sommer 'n Instagram post kies. Weereens, julle kan hier julle eie een gebruik. Ek het maar net op die een besluit net om bietjie 'n ander grootte te gebruik as wat ek normaalweg gebruik. So jy kan letterlik enige size kies, maar as jy wil kan jy sommer met my hierdie Instagram post size vat. Okay, so ek gaan hom oopmaak. En dan altyd baie belangrik, jou heel eerste stap wanneer jy 'n design oopmaak, is gee hom 'n naam. So hierdie gaan my dag 6 en ek gaan net hier by sit demo omdat ek hom reeds geskep het, dat ek net nie deurmekaar op nie. Okay, nou gaan ek hom hier collapse en nou die heel eerste ding wat jy gaan doen is jy gaan obviously 'n bekende plek kies. Onthou net hoe meer woorde of hoe meer letters die woord het, hoe ingewikkelder raak dit. So as jy enetjie kan kies wat dalk nie te veel letters in het nie, sal dit ideaal wees. Okay, so ons gaan na elements toe. Ek gaan afscroll en ek gaan hier by frames ingaan. So die woord wat ek gaan kies gaan sommer Londen wees. Kom ons doen Londen. Okay, so julle sal hierso sien hier is letters. Ek gaan sê see all en dan gaan ek nou maar net Londen se letters opsit. O, julle, hoe spel mens Londen? Wag, ek het seker maak. Okay, ek was reg. Sorry, ek wou net seker maak. Waar was ek nou laaste? Met die D. Okay. So ek gaan teruggaan na my frames toe. Nou moet ek nou nog 'n O insit en 'n N. Okay. Gaan ek hom collapse. En nou die volgende ding wat ek wil hê jy moet doen, en die enigste rede hoekom ek doen is dit maak dit net vir my 'n bietjie makliker, is jy moet jou ruler aansit en guidelines vir jou opsit. So om jou ruler aan te sit, gaan ons by File, ons gaan by Settings en dan Show Rulers and Guides. Daai opsie moet geklik wees, soos julle kan sien myne is reeds aan. En dan gaan ek nou letterlik net gaan en ek gaan op die hoeke net 'n guideline gaan sit. En ek gaan nou vir julle wys hoekom dit my bietjie help. Okay. Nou volgende gaan ons weer terug gaan na File toe, terug na Settings toe en ons gaan sê Lock Guides. Dit help dat hierdie nie geskuif kan word nie. Okay. So nou gaan ek gaan en ek gaan al my letters select. Ek gaan hulle klaar bietjie kleiner maak omtrent daar en ek gaan hulle nou net lekker uitspasieer. Okay. So daar's my eerste een. Hy kan bietjie overlap. Dit is nie 'n probleem nie. Okay, so ek spasieer hulle nou maar net mooi en ek gaan actually ingaan en die onderste gedeelte 'n klein bietjie kleiner maak, sowel as daai letters. So ek select hulle maar net
en dan trek ek hulle net bietjie kleiner. Ok, nou gaan ek almal gaan select. Ek gaan hom een hoekie sit en dan gaan hom bietjie groter maak. So hy hoef nie die hele design vol te wees nie. Ok, nou gaan ek terug na Elements toe. Ek gaan hier uitgaan. En dan gaan ek gaan na foto's toe en ek gaan die woord gaan search London. Ok, as ek vir julle 'n tip kan gee, sit jou filter in en vra vir vertical as jou design vertical is. Ek het met die vorige een het ek 'n horizontal een gedoen en dit het my bietjie confused. So ek sien sommer klaar enetjie waarvan ek hou en dis hierdie enetjie hier. So ek gaan hom nou, omdat ek 6 letters het, 6 keer op my bladsy add. So 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ok, nou wat jy gaan doen is jy gaan basically net elke image gaan drop in 'n letter. So jy sal sien as ek nou dit doen, daar drop hy hom, drop. Ek het nou per ongeluk in dieselfde prentjie op 2 plekke ingesit. Ok, so kom ons gaan sit hom net in die oë ook. Ok, nou kom die triekie gedeelte. Ek gaan nou nog een opsit en ek gaan hom size min of meer hoe ek ok, voordat ek hom opsit, sorry. Kom ons select gou almal en ons lock hulle sodat hulle nie kan geëdit word nie. Ekskuus nie, ek jok. Ons moet hulle eers group. Ok, so unlock. Ok, select almal, group en dan lock jy hom en dan lock jy hom weer. Ok, so nou gaan jy nie 'n prentjie kan in hom sit nie. Maar wat ek nou gedoen het is ek het hierdie prentjie opgesit en ek dink so is hy ideaal, die grootte. So ek gaan hom nou position en ek gaan hom heel agtertoe stuur. En dan gaan ek hom bietjie ligter maak. Ons gaan hom nou weer uithaal. Dit is net om jou 'n guideline te gee. Ok, so nou gaan ek en ek gaan hierdie gaan unlock en ungroup. En nou gaan ek letterlik op elke letter gaan dubbel klik. So kom ek begin by my eerste een. Ok, daar het ek op hom gedubbel klik. En nou gaan ek hom net groter maak dat hy basies oor die hele prentjie val. Dit is hoekom ek die agtergrond insit sodat ek kan sien of alles ooreenstem. Ok, daar is hy mooi. Ek double check maar net oral dat dit nie blurry lyk nie en ek gaan sê done. Ok, so nou kan julle sien op die agtergrond, my eerste letter pas perfek by my agtergrond. So ek gaan nou hierdie hele proses herhaal vir elke liewe letter. So ek gaan op hierdie een double klik. Ek gaan hom groter maak. Ek gaan hom bietjie spasieer. So, en dan gaan sê dan gaan ek weer dieselfde met hierdie enetjie doen. Ek gaan hom groter maak, dat hy die hele design vol is. En dan gaan ek hom net mooi gaan align. Die maklikste is wanneer die prentjie half geblur lyk, dan weet jy, okay, hy's nie reg nie. So ek gaan align hom maar net mooi. Okay, dan kan ek sien hy's nou reg. So dan. Okay, dan gaan ek die laaste 3 gou doen. Ek gaan presies dieselfde formule volg, so ek gaan maak hom groter.
En ek maak hom hier ook groter. En dit is hoekom ek die guidelines insit, want hy maak vir my 'n effense perslyntjie teen die kant, so ek kan min of meer sien waar die design moet eindig. Sy my volgende een. Sy en dan my laaste een. So ek double tap op hom, maak hom groter. En dan align ek hom net weer. En hierdie gedeelte kan nogal tricky wees, so ja, jy moet mooi met jou oog kyk. Okay, nou gaan ek sê dan, ek gaan my agtergrond uithaal, so ek klik op hom en dan op my keyboard delete. En nou gaan ek gaan almal van hierdie select en ek gaan 'n stroke style opsit, so met ander woorde, ek gaan net vir hom 'n lyn omgee. Dit laat dit net bietjie meer uitstaan, so dit is basies maar al wat ek hier gaan doen. Nou gaan ek weer daai presies dieselfde prentjie gaan add. En nou, hierdie is, soos ek gesê het, wag. Ek dit eers gou weer lok. So ek gaan hom gaan select, ek gaan hom gaan group en ek gaan hom lok. Jammer daarvoor, 'n mens moet dit ongelukkig elke keer doen, anders gaan val die prentjies die hele tyd in die frames. So 2 keer op lok klik, eers group, nou gaan ek die prentjie weer gaan add en soos julle kan sien, nou gaan hy nie in die frames val nie. So nou wat ek gaan doen is ek gaan hom weer gaan size, so ek weet hy moet die hele design vol wees. En nou gaan ek, okay, so hierdie is die Pro feature, ek gaan sê background remove, of remover. En nou kan julle sien, het ons 'n bietjie meer dimensie. Maar wat ek nou gaan doen is ek gaan hom agtertoe stuur. Okay, hierdie ene werk nie so lekker so nie. So as jy 'n prentjie kry, soos byvoorbeeld hierdie een wat dit nou nie so lekker wil werk nie, ek gaan hom net weer vorentoe stuur, dan sou ek ingegaan het en die volgende gedoen het. Ek sou op edit gaan druk, see all, en ek sou gesê het magic grab. Nou gaan ons net een spesifieke item kies en ek gaan met hierdie baie oulike, baie helder rooi cellphone booth. Weet jy wat noem mense dit in Afrikaans nie, en ek gaan hom gaan grab. Okay, nou gaan ek klik, want my agtergrond van my prent is nog steeds daar, en ek gaan hom net delete. En nou gaan ek hierdie ouetjie hier gaan plaas, en ek gaan hom wel agtertoe stuur. Hy lyk nie so goed nie, nee. Kom ons undo hom. Undo. Okay, hy het hom nou klaar gekrap, so hy gaan hom nou nie vir my teruggee nie. Kom ons vat dalk eerder daai toring daarbo. Ek dink hy gaan dalk bietjie beter werk. So ek gaan teruggaan na my magic grab toe. En die keer gaan ek eerder net die toring kies. Okay, so daar is hy geselect. Ek gaan sê grab. Okay, nou gaan ek weer op my agtergrond klik en ek gaan hom net toemaak. En nou gaan ek net hierdie ouetjie
mooi gaan spasieer, dat hy reg lê. Direk daar, en dan gaan ek hierdie gedeelte tot daar gaan krop. Nog 'n bietjie krop. Want ek wil basies hê die oë moet heel visible wees. OK, so nou lyk dit asof die toring uit die oë uitloop. En dit is 'n pro feature wat ek vir julle wil wys. Dis basically background remove. Dit is 'n baie handige tool vir enige design wat jy doen. As jy 'n foto van jouself wil insit, ons gaan baie met hom nog werk, maar soos ek sê, vir die wat nie die pro feature kan gebruik nie, moenie daaroor stres nie, julle kan daai stap net skip. OK, nou, die volgende ding wat ek wil hê julle moet doen, is klik op jou agtergrond, hierdie gedeelte van my wat nou wit is, en dan hierbo gaan ons sê ask Canva, en nou gaan ek sê add background. Hulle gaan klaar promptie sit, add an AI-generated background image that complements the existing content, en ek gaan sê submit. Jy kan daar 'n ander prompt insit as jy iets spesifieks wil hê, maar ek gaan sommer net gaan met daai prompt wat hulle klaar in het. En nou wag ons maar net vir hom om dit klaar te generate. Ek love it. Ek hou baie van dit. OK, so ek gaan hierdie collapse. Jy kan nou altyd vir hom vra om dit oor te doen as jy nie so mal is oor die agtergrond nie. Maar nou gaan ek gaan na Elements. En nou gaan ek net langs Londen gaan bysê post stamp. Ek dink dis wat mense dit noem. Post stamp. OK, en nou gaan ek een van hierdie gaan kies. Ietsie soos dit miskien. Kom ek kyk net gou-gou wat is die regte naam. Printed stamp for post, OK. So julle kan dan nou daardeur gaan kyk. Ek moet sê ek was nogals impressed met Paris se post stamps wat hulle gehad het. Ons soek nou natuurlik. Ek het dit nie reg gespel nie. Post stamp. OK. So hier gaan ek nou vir julle nog 'n tip wys. Ek is nie so mal oor die wat hier is nie. Daai een kan werk, maar ek gaan nou sê generate. So generate is ook 'n baie cool funksie wat op Canva is, en as ek dit nie mis het nie, is dit 'n weergawe. Ag, kan jy dit gebruik op die free weergawe ook. Ja. OK, so ek hou nogals van, maar dit pas nou nie regtig hierby nie. Maar jy kan dan nou byvoorbeeld daai een gaan opsit. Gaan sit hom in jou hoek. Ek gaan net gou-gou gaan search vir net 'n post stamp. En ons iets spesifieks wat ek nou eintlik wil hê. Kom ons gaan search postcard. Nee, ek kom nou nie op iets wat ek soek nie. OK. Maar dis omdat ek by images was. Sien, daai is wat ek soek. Ek soek daai een. Ag nee. OK, so nou om by graphics ook te kyk, moenie die fout maak wat ek nou gemaak het nie. Ek het net onder images of foto's gekyk, maar ek het so tipe ietsie gesoek. Jy kan natuurlik enige een opsit wat jy van hou, en dan gaan ek net weer gaan en ek gaan search London line art. Hierdie is nie 'n stap wat jy hoef te doen nie. Ek hou maar net daarvan om 'n bietjie ietsie ekstra in te sit. So ek gaan miskien dalk gaan met, ons kyk like hierdie.
Hy's nou natuurlik baie klein, maar ek gaan hom skuif na hier onder toe. Ek gaan hom daar in die hoek gaan sit en hom heeltemal deurvat. Ek gaan die kleur gaan verander na wit. En dan sit maar net so klein detail wat op my design is. Soos ek sê, dit is nie nodig om dit te doen nie, maar dit is nou maar hoe ek dit net wil doen. OK, so daar is ons design vir vandag. Maak dit jou eie, gebruik wat ook al bekende city of stad wat jy wil gebruik, verkieslik 'n bekende plek sodat jy 'n foto van dit kan kry. En dan, ja, maak ons 'n postkaart van dit.